Ek ben nou net hierdie, ek hoop ek kry hierdie enetjie nou aan, dat ons nou mooi gelink kry met, ek het 'n speaker, by vele wys, hier is die speaker, so ek wil nou aankry, dat hy lekker hard kan speel, soos laas keer. Aha, daar ek sê, Pieter, kan julle net ietsie praat daar, so dat ons net hoor hoe klink die klank? Right. Kan een van julle net Ja, sy, dan maar pragtig, daar hoor ons julle nou duidelik. Ja, so ons is nou live op TikTok en op Facebook en hierso is Santi ook nou, man, ek is so dankbaar dat julle nou vanaand hierso is. So die coaching vriende is nou in 'n Google Meet en julle gaan hulle nou hoor. Ek wil net vir Gideon welkom sê, hallo Gideon en daar sê Denisha, dit is moet nou iemand anders ter wees, ek dink dit is dalk, julle kan maar sê wie dit is, ek weet nou nie, wie is dit daar so nie, ek dink is dalk 'n familielid se login, wat ek nou nie aan dink nie. In elk geval, ja, so Rita, baie welkom hier so op die TikTok en dan op Facebook. Jy kan maar praat hoor, ekskuus, kom ons hoor gou wie. Hi Kobus, is Pieter hier so? Pieter, hallo Pieter, daar sê, daar onthou ek nou, jy het ons laas keer gesê jy log in. My foon is te oud, hy wil nie hierdie goed start nie. Nee, maar dis pragtig Pieter, ek is so dankbaar, ek en Pieter het nou 'n coaching sessie gehad, en dit was my so lekker gewees. Hy het 'n kragtige storie, ons gaan nou 'n bietjie sy getuienis hoor. En, hoe sê jy Pieter? Ek was ek het gepraat en iemand anders gepraat. Iemand anders het nou ingekom, okay. Ons sal nou hoor, miskien is dit Pieter hulle wat ingekom het. Nou ja, voor ons nou begin, ek wil Pieter, ek gaan net eers julle mikrofoon net mute daarso. As julle nou weer wil praat, dan kan julle gerus inkom. So laat ek maar net gou weer sê hoe werk die Google Meet. Jy sien daar so 3 kolletjies op die onderkant van die skerm en dan as jy jou hand opsteek daar, dan weet ek jy wil jou hand, dan wil jy ook ietsie sê en so. En dan dan is daar 'n mikrofoonknoppie en 'n kamera knoppie, maar die moet jy aansit wanneer jy praat. Ja, maar ons gaan nou 'n bietjie vir julle geleentheid gee en ek wil regtig die coaching vriende baie welkom sê. Yuri, baie dankie dat julle hier is. Maries het ook 'n kragtige getuienis. Maries kom ook uit 'n navorsingsagtergrond uit en sy baie kennis oor dierekunde en ook haar eie situasie. Sy gaan nou 'n bietjie vanaand praat ook, en as sy wil, dan kan sy 'n bietjie praat oor haar ervarings met die histamien en die gal en al die dinge. En sy het my ook op die spoor gesit van die selenium, wat ons een van die dae, ek dink is so 2 weke wat ons die aanvullingsbootcamp doen. So ek sien nogal uit daarna. Maar ek wil nou eers met die TikTok mense net so 'n bietjie praat en die Facebook mense, en baie dankie dat julle hierso is en dat julle nou ook luister na hoe die coaching vriende gaan praat. En dis vir my lekker om hulle hierso te hê, en dankie dat julle die moeite doen, Adri, om hierso te wees. Julle almal het lewende getuies. Ek sê nou vir Pieter en Sonja, want ons het nou 'n coaching sessie gehad, dat Pieter en Sonja, net hulle getuienisse alleen is ongelooflik hoor. Kom van 'n kragtige plek af, van getuienisse. Ons sal nou 'n bietjie hoor, ek wil hulle regtig aanmoedig om 'n bietjie te praat. Maar kom ons vra vir die coaching vriende, wie wil graag eers 'n bietjie hallo sê? Heinz, julle is welkom. Santi, Pieter, enigiemand van julle, as julle net julle hand sal opsteek dat ek kan sien, wie wil graag eers praat? Hoe kan jy my hoor? Yes Pieter, ons kan jou hoor. Jy kan maar gerus praat. Jy kan maar praat. Okay, goed. Ja, eers wil ek net vir al die mense sê baie welkom en so aan. En ja, my getuienis is as volg. Ek kan net vir almal net sê
Om carnivore te doen is regtig 'n seëning. Dit is iets waarmee jy jou liggaam mee kan voed en kan opwek. Ek kom uit 'n geskiedenis uit van diabetes, van 'n hartomleiding. Ek het 4 beroertes gehad en ek het nou onlangs 3 hartomleidings gehad en ek het herstelwerk gehad en vandat ek op carnivore gegaan het my hele lewe omgedraai. Ek is af van my insulien af. Die eerste dag het ek nie meer my gespuit nie, want as ek gespuit het uit my was my insulien te laag geweest. Ek het nou so maand terug, nie nou maand terug, 2 maande terug, het ek my bloeddrukpil gelos. Ek sien nie op 'n bloeddruk nie. Ek het nie meer styf, ek het nie meer suur nie, ek het my soos hierdie landcap en daai goed het ek als gelos. Ek het niks meer suur in my liggaam nie. Ek het 'n skouer gehad wat gepyn het altyd. Ek kon nie op my regter skouer so en een aand toe lê ek nog so en ek voel maar ek het geen pyn nie. Ek kan dan nog glad my oor raak wat ek nooit kon doen nie. En dit is al te danke aan carnivore. Ek kan julle net aanmoedig om soos ons vanaand gepraat het ek en Kobus toe hy vir my sê dit is nou ons is nou in die honeymoon stage geweest. Sê ek vir hom nee, ek dink is net andersom. Ons gaan nou in die honeymoon stage in na al die hiccups en die goeters wat ons deurgegaan het. Dat jy wil ophou, dat jy is nie gewoond aan die kos nie, die vet maak jou naar en al die tipe van dinge. En nou is ons gewoond daaraan, nou kan ons aangaan. Dis 'n kragtige getuienis. En brood en aardappels, alles tuisels was vir my die grootste gif gewees op die stadium. Ek wil net vir Kobus sê baie dankie vir die geleentheid dat ek dit kon deel met die mense. Ja man Pieter, baie dankie. Dankie dat jy die moeite doen, jy en Sonja, om elke bootcamp by te woon. Ek sê nou vir Pieter, hulle is sterk voorbeelde van sukses. Hulle stuur elke dag hulle bordfoto's deur. Hulle neem aan die bootcamps deel, elke bootcamp. Hulle het nou ook weer 'n pakket bestel. En hulle doen die coaching want hulle rug was teen die muur. Veral, ek dink Pieter was baie op 'n baie slegte kroniese plek gewees. En nou gaan dit sommer baie goed met hom. Soos julle nou gehoor het, hy was in staat om sy insulien te los wat hy gespuit het. Nou hy's 'n tipe 2 diabetes, tipe 1 diabetes kan dit nie doen nie. En dit doen hy in samewerking met sy dokter. Hulle stap ook 'n mooi pad met hulle dokter. Hy yes, af van jou hoë bloeddruk medikasie ook af, né? Ja. Yes, dis wonderlik. Yes. En dis fantasties man. En weet soos jy nou genoem het, jy het 4 beroertes al gehad en ek sê nou vir Pieter, ek kan nie glo dat dit klink nie asof hy 4 beroertes gehad het nie. Maar dit is wonderlik. Mense is so dankbaar, né Pieter? Ja, dit is definitief, dit is alles genade en daai genade wat jy ontvang het, moet jy gebruik en ten goeie vir jou en jy moet ook gehoorsaam wees om jou liggaam op te pas. Ja. Ons kan nie net aangaan nou nie daarmee nie. So in al hoe daai liggaam nou kan in stand hou is deur carnivore. Ja, ek hou van daai woordjie wat jy gebruik, in stand hou. Dis wonderlik en jy weet, soos hierdie getuienis van jou en Sonja, want ek sal graag ook Sonja se getuienis ook so 'n bietjie wil praat. Sy self het ook 'n wonderlike getuienis in, maar die geestelike aspek het jy nou aangeraak en kyk, ons sê mos altyd ons is nou nie skaam om oor die geestelike goed te praat nie. En ons het nou ook so daaraan geraak, jy weet, die geestelike goed is baie belangrik want daar is 'n verantwoordelikheid op onsself, né? Daar is 'n verantwoordelikheid. Dit is Friede. Ja. Dit is so. Ja man, en ek dink baie mense jy weet, skuif daai verantwoordelikheid weg, jy weet, na die Here toe en sê ja, nee, maar die Here moet nou maar sorg en die Here se wil sal geskied en maar weet jy wat, ek dink jy sal met my saamstem en al die coaching vriende in elk geval dat mens moet nou maar op die einde van die dag verantwoordelikheid vat vir wat jy in jou mond sit met eet, né?
Dit is 100%. Ja, en ek hierso is die ding Pieter, nee, mens moet uit 'n geestelike perspektief moet mens ook daardie ding vir jouself mooi uitklaar en sê the buck stop with me. Jy weet, op die einde van die dag, die Here het vir ons wysheid gegee, die Here het vir ons coaching gegee, die Here het vir ons al hierdie, kom ons noem dit nou maar tools gegee om te gebruik. En ek bedoel, Dis 100% korrek. Ja, die feit dat jy coaching doen, die feit dat jy op 'n Vrydag aand in 'n live is op die Google Meet en op TikTok en Facebook, dit beteken jy's committed, jy weet, en ek is baie trots op wat jy en Sonja doen, baie geluk. Baie dankie Kobus vir jou ook, en dat jy gehoorsaam is om hierdie program te aan te bied. Baie dankie Pieter. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor Sonja. Vir ons, ek wil net vir die mense ook net daar buite sê, wat nog ek wil net sê vir mense wat nog buitekant is, wat nog twyfel, of hy moet nie. Ek kan hom net aanraai en aanspoor en sê, yes, dit is die way om te go. Ja, nee man. Ek gaan nou oorgee vir Sonja nou. Baie dankie Pieter. Hallo Sonja, lanklaas gesien, hè? Lanklaas gesien. Baie lanklaas. Ons het Ek weet, hallo sê vir elkeen op die groep vanaand hierso wat deel is. Ja, verseker, nee, ons is Ek wil vir hulle net sê, ek was self op medikasie en ek het dit gedoen terwille van my man ook. Nie dat ek dit nie nodig het nie, maar ek het net nie kans gesien regtig daarvoor nie. En as ek nou terugdink, vandag is ons nou net mooi 3 maande. Terugdink daaraan, dan dink ek wil dit nie verruil vir ander lekkernye wat altyd lekker was nie. Want dit is nie regtig so nie. Want die mense is nooit honger op die karnivoor nie. En raak gewoond daaraan. Hulle sê dit vat jou 21 dae om oor 'n gewoonte te kom. En ek dink dit is regtig so, want ek kon nie vet hanteer het in die begin nie, ek het naar geraak en al daai tipe goed en nou toe Kobus gesê ek kan op die keto voorgaan, bietjie groente, maar nie elke dag nie, maar die groente pla my nie. En ek het byvoorbeeld afgegaan van my hoë bloeddrukpille, my bloedverdunningspille, my Altozac, dit is vir suur of sweibrand, my cholesterolpille, ek het van alles afgegaan. En ek het ook op 'n stadium, ek het gisteraand nog geluister, die mindset wat hulle gehad het, ek het ook 'n maagbrand gehad met tye, en ek dink dit was, maar ek was nie by die dokter gewees nie, daaroor nie. Ek het gedink, is miskien mens kan partykeer dalk 'n bietjie onderliggende stres hê, of iets van die aard, of jy kan dalk iets wat in suur omgesit het. Ek het sommer net 'n bietjie Gaviscon gedrink, en dit het weggegaan. En, maar is nie nodig om altyd na pille toe te gaan, as dit nie noodsaaklik is nie. En ek dink dit net daaraan, ek het so verlede week toe lees ek ergens, hulle sê, elke dag van jou lewe is daar 2 dinge wat jy kry. Is 'n kans en 'n keuse. En dit beteken net vir my dat dit laat dink, wat maak ons elke dag met daai kans en keuse? En ek het 'n kans gevat om op karnivoor te gaan, en is my keuse gewees. Niemand het vir my forceer of gesê ek moet gaan nie. Maar met al die getuienis wat ons hoor op die mindset, en selfs partykeer by die ander bootcamps, is dit so positief en motiverend. Jy kan nie anders as om nuuskierig te wees vir 'n volgende bootcamp of 'n mindset nie. En op te praat en te getuig daaroor nie. Want al wat hier uit voortspruit is positiwiteit. En dit is net lekker. Ek weet nie hoe om te sê eintlik nie, want mense wat nie daarop is nie, verstaan dit nie, want hulle kan nie dink, hoekom kan jy vet en botters en al daai lekkernye eintlik eet nie. En dis 'n mindset game. As jou gedagtes reg nie positief is, dan kan jy vasbyt en deurdruk. Jo, baie mooi gestel. Baie dankie Sonja, dit is nou kragtig gestel, ek hou daarvan. Ek kon dit nie beter sê nie. Ja, dis 'n mindset game, is dit nie, nee. En weer eens, die kompliment gaan terug na julle toe, dat julle julleself so opgestel het vir sukses. Julle het die sisteem gehack, julle stuur die bordfoto's, julle kom by die bootcamps uit, julle neem aktief deel. Ek noem dit jy recruit jouself terug in karnivoor. Dit is wat jy doen.
En hierdie opgewondenheid wat julle het, is vir my so aansteeklik, en ek kan nou net dink, hierdie mense op die TikTok en Facebook, Jacques is ook hier so, en Joanne, baie dankie dat julle hier is. Hulle hoor ook, jy weet, die staan coaching vriende van ons, baie dankie dat julle hier is op die Facebook en so, en julle kan ook inskakel op die Google Meet, daar's 'n link wat ek vir julle gestuur het. Maar in elk geval, nee, Sonja, baie dankie, kragtige getuienis, jouself, hoë bloeddruk weg, soeibrand weg, brandmaag weg, en natuurlik 16 kilogram, nee, is dit reg, 16? Ja. En wat ek ook wil sê, Kobus, vir die mense sê, daar kom daar wat 'n mens bietjie voel, en ek sê altyd vir Pieter, my man byvoorbeeld, man, ek kan nie vir myself jok nie, so iets was lekker gewees. Maar as jy op die punt kom om daaraan te dink, dan dink jy, hoekom sal ek die tyd wat ek op die karnivoor is, weggooi nou vir 'n lekkerny wat nie regtig lekker is nie. Sjoe, dit is wonderlik. Dit is baie kragtig. Ek hou van jou gesindheid, Sonja. Sonja, ek wil nou eers vir iemand hierso groet, hierso op TikTok. Dis nou 'n ou coaching, of nie 'n coaching vriend nie, 'n ou vriend van my. Hy het 'n 100, wel, ek is seker baie naby, Nico, jy het omtrent 100 verloor, nê? Definitief meer as 90, nee, Nico Goodchild is 'n ou vriend van my, ons het al lekker saam lives gedoen, 110 kilogram, hier skryf hy nou op TikTok, karnivoor, ja, en is dit die, ek vergeet altyd, is dit die sterkman kompetisie, of is dit die ysterman kompetisie wat jy gaan doen het? Ek kan nie onthou nie. Maar Nico, baie dankie vir jou voorbeeld, en yes, hy is 'n yster, hy het so baie hy beteken nou nog baie vir karnivoor, en baie dankie Nico vir jou vriendskap. Ek wil net vir jou regtig vanaand sê, baie dankie vir wat jy vir karnivoor gedoen het. Jy's 'n yster, my maat. 110 kilogram, hy's 'n legende, daai ou. Ja, nee, sja. En ja, so ek is so dankbaar. Kom ons hoor 'n bietjie daarso, Heinz, jy kan gerus inkom. Kobus, goeienaand almal. Daar sy. As 'n paar dinge miskien om aan te sluit by die voriges. In die eerste plek, ek sukkel nie met karnivoor nie, so ek het was nog altyd mal oor vleis. Ek sukkel glad nie met die vetgedeelte nie. Daar's nie vir my 'n ding soos eentonigheid of niks nie, want selfs al lyk my bordfoto's baie dieselfde, is daai elke keer ietsie anders. Maar die ander ding wat ek wil by aansluit wat reeds gesê was, is dat die ou is geskape in die beeld van God, wat beteken dat jy intelligensie en wysheid en al die ander dinge het. Jy het egter 'n keuse wat jy doen om jou. So daai keuse, jy kan dit toepas in die lyn van die tradisionele wat ons altyd geweet het. Dan gaan jy nou gym toe as jy tyd het, en dan nou eet jy pizza en môre gym jy harder. Want jy moet ontslaa raak van die pizza gedeelte. Maar as hy nie mooi verstaan waar dit gaan nie, en wat, ek praat nie net noodwendig net pizza nie, as jy nie verstaan wat al die ander goeders doen nie, en jy bly in daai historiese omgewing, jy verstaan nie wat karnivoor leefstyl vir jou kan doen nie, dan is daar soveel meer goed waarmee jy sukkel. En sodra toe jy begin het hier, ek is nou eers van 1 Februarie af op die karnivoor leefstyl, maar die oomblik as jy begin daarmee, dan begin jy goed verander, en is skillig van ou se hoë afval. Dus of daar net goeie sigbaar word, wat jy net nooit voorheen van geweet het nie, en dit is so lekker om met die mense te praat, wat al so lank op hierdie leefwyse is, want daar's 'n klomp, niemand is uniek in die sin van wat hulle beleef nie. Daar's baie goed wat aanklank vind by mekaar. So jy hoor by iemand anders wat hy sê, jy hoor by iemand anders wat sy sê, jy leer daaruit, jy vertel jou eie storie, dit raak een groot familie. Is vir my baie lekker, ek geniet dit. In terme van goeders wat 'n ou sien wat verander, daar's soveel meer onder die wateroppervlak wat verander. Dis daai ysberg analogie. Daai tipie van die ysberg wat jy sien op gewig en sentimeters en sulke goed wat verander, is maar 'n gedeelte daarvan. Die res van die dinge besef ou baie keer eers wanneer met iemand praat, dan praat iemand van hierdie of daai simptoom wat weg is, ek nie agtermaak, maggies myne is op weg. Dis net so amazing. En ja, ek hoor wat van die mense sê, wat die inskryf op Facebook en van die plekke, hy het nou bietjie gekroek en hy is nou terug na ietsie toe. Myself, ek kan nie sê dat ek so iets gaan doen nie, ek het geen behoefte daar nie.
met die manier waarop ons eet, en as ou dit reg doen, en jy verstaan hoekom jy so eet, jy is net nooit honger nie, ek het geen cravings nie, ek het nie lus vir goed nie, wanneer ek effens honger raak in die aand of so, as ek partykeer 'n dag eet, dan eet ek iets meer, want dit gaan nie oor dat ek streng by die reëls moet bly vir vandag en ek mag net tussen hierdie tyd eet of niks nie. Ek kan ander tye eet, want hierdie is 'n langtermyn ding. Dis nie 'n korttermyn ding en ek gaan nie toets dop as ek hierdie week nou nie so geëet het nie. So dis vir my okay. Ou moet dit vir jouself uitsorteer. Jou liggaam is uniek. Sorteer jou omstandighede uit. Gebruik daai keuse wat die Here jou gegee het en die intelligensie en die wysheid wat hy jou gee, want dit kom saam met kennis en waarheid. Gaan in daai waarheid gedeelte in, laat die lig daarop skyn, verstaan waar dit gaan. En as dit toe, sodat jy wen uit hierdie proses uit. Dankie Kobus. Baie dankie Heinz. Ja, wat 'n kragtige boodskap. Dit is so mooi gestel. Gaan na die waarheid toe, né? Die waarheid sal jou vrymaak, né? Ja, ek het nou so tong in die kies toe praat ek en Pieter en Sonja en ons sê, die mense wat so verkeerd eet, Heinz, dit is nou baie lelik gestel, maar dit is eintlik hulle pleeg selfdood in paemente. En dit is so, jy weet, hulle eet, maar hoe weet dit? Ja, hulle eet een koppie suiker op 'n slag, jy weet, en dit is nou maar so, as jy kyk na die totale suikerinname byvoorbeeld, dit is eintlik skokkend. Maar Heinz, baie geluk met jou prestasies ook. Jy's ook af van jou hoë bloeddruk medikasie as ek reg is, nê? Of hoe? Kobus, effektief, ja. Ek was nou so 'n paar dae terug by die dokter gewees. Sy is gelukkig dat ons kan afgaan van die goed af, dis nie 'n probleem nie. Sy het gesê, kom ons speel veilig, ek gaan nog 'n week lank dit gebruik, kyk wat my bloeddruk doen oor die week, as dit binne sekere gemiddelde vir die oggend en die aand pretties bly, wat ek nou op 'n kwart van die dosis is, daar is nie daarna nie, dan kan ek dit totaal los, en dan moet ek maar net gereeld monitor. Ek het 'n ding met sout, as ek te veel sout gebruik, dan gaan my bloeddruk effens op, maar omdat ek nog redelik nie op hierdie ding is, monitor ek dit net ordentlik, ek hou rekord daarvan, maak seker dat ek verstaan, ek maak seker dat my lyf tussen die sykante van die pad bly, dat ons op die pad bly, nie elke nou net per ongeluk oor die... Ja, dit is wonderlik. Ag, baie dankie Heinz. Ja, kragtige getuienis. Ons geniet Heinz so baie, hy's 'n ingenieur van beroep, en sy ingenieurbrein, hy's baie pragmaties en hy werk met spreadsheets en alles op die stelsels. Hy hou 'n goeie boek van wat hy doen met Carnivore, ek hou daarvan. Right, so kom ons hoor bietjie wie van die coaching vriende wil graag nog bietjie inkom. Julle moet gerus inkom. Ek sien Frans is ook hier so. Baie dankie dat jy hier is. Joanne en Jacques. Dankie dat julle is. Yuri. Maries, julle moet gerus inkom hoor. As julle bietjie wil hallo sê. En ja, ons het 'n interessante gesprek gehad. Ek en Maries. Ja, oor die histamien, nê, en die gal. En jou maag het ook op 'n stadium so bietjie gebrand, nê? Yes, Maries, jy kan gerus bietjie inkom. Hi Kobus en goeienaand aan alle ander mense. Ek wil sê, maar jy kan my hoor, nee. Ek breek so bietjie op, maar jy kan maar praat, is reg so. Yes. Ja, goed. Ja Kobus, ek is nou so, vandag is dit nou my 3 maande werk wat ek op Carnivore is. En die ding wat ek die lekkerste geniet is die eenvoud van die saak. Is aandete of middagete of ontbyt is glad nie gekompliseerd nie. Dis my stukkie vleis wat ek daar in die konveksie oentjie sit en hy kom lekker, die vetjie kom lekker crispy uit en geniet dit. Daar's nie baie breinkrag wat jy in die situasie hoef te sit nie. So ek is mal oor daai eenvoud. Dit maak ook nie baie skorrelgoed nie. En van die lekkerste goed is ek daai vetjie wat agtergebly het in die pannetjie as ek vir my die volgende dag of 2 dae later vir my 'n bietjie eier maak. Ek en eier het 'n love-hate relationship, so ek is nie altyd mal oor eier nie, maar as ek dit so doen, dan is dit vir my aanvaarbaar. So ek weet nie van nog mense is wat nie hou van kos maak nie. Ek het net al te veel kos gemaak in my lewe. So ek love net hierdie eenvoud en as jy winkel toe gaan is dit ook nie
hierdie verskillende lys van goeders, wat gaan jy eet, wat nie, en daar's niks wat jy hoef af te meet nie, alles is net so eenvoudig. Ja. En terwyl ons nou praat oor die eenvoud van die karnivoor, goed waaroor ons gepraat het vandag is, as jy al hierdie ander gemors eet, dan is dit asof jou liggaam soveel agtergrond geraas het van alles wat fout is, dat jy nie eers eintlik regtig kan inzoom op wat kan jy regmaak nie. So jy het geen beheer oor niks nie, en dan sodra jy die karnivoor doen en hierdie grootste probleme uitgeskakel word, dan zoom jou liggaam in op probleme en jy het beheer oor dit. Skielik kan jy jou yster aanspreek, jy kan jou skildklier aanspreek, jy kan hierdie brandende maag kan jy aanspreek. Dit is ook iets wat ons gepraat het oor vandag. My maag het so begin asof hy knaag, en die oggend as my maag leeg is, dan knaag hy so. So dis nie 'n brand soos in my keel tipe brand, maar dit voel letterlik soos 'n muis wat besig is om deur my maag te knaag. En ek het toe nou, ons het 'n bootcamp gehad oor om hoër vet in jou dieet in te sit. En ek het toe nou net in die oggende begin om my koffie, bietjie room in te sit, minder melk, party oggende bietjie botter, en die pyn het begin weggaan. So daar's nie meer 'n verskriklike knaag nie. Ek het ook my soda water minder gemaak, snaaks genoeg vir 3 maande het ek nie 'n lus vir soda water. Ek is mal oor soda water, maar ons het ook ons al geleer, dit maak jou stelsel te alkalies, en dan het jy nie genoeg maagsuur nie. So vandat ek minder dit drink, meer vet in die dieet insit, is my maagsituasie ook uitgesorteer. En ek weet ek het meer maagsuur, want ek is nie meer so bloated nie. Ek het vreeslik nog steeds baie bloatedness gehad, tot ek nou daai roomsituasie begin het. En ja, so dan die maagsuur moet begin herstel, sal ek nou sê. So ja, dis goed. En so met 'n ander voordele wat ek ervaar het, is binne 2 maande is my fatty liver genees. So die wat nie weet nie, as jy enigstens 'n rolletjie op jou maag het, dan is jy insulienweerstandig, en insulienweerstandigheid begin met 'n fatty liver, want insulienweerstandigheid begin in die lewer. So enigiemand wat oorgewig is, het 'n fatty liver. Net so vir kennis, hulle praat van 'n non-alcoholic fatty liver, so dit niks met alcohol te doen, maar alles met insulienweerstandigheid. So in 2 maande is dit weg. So dit is vir my amazing dat dit so vinnig kan gebeur. En daar's so baie voordele. Jy sal my dan moet help om my te onthou waaroor ons al alles gepraat het, maar ek is regtig mal oor die nutriënte digtheid van hierdie program. Jy weet, as jy eet jy for real. Dis baie waar wat jy sê, Maries. Dis nie 'n klomp lig wat jy inneem nie. Ja, dit is en is so goed vir my liggaam. Ek dink net aan ek koop graag my zinkpille, en ek koop graag my zinkpille, en ek besef nou, my zink is nou reg. Ek tel daai zink smaak in die vleis baie vinnig op, wat waarskynlik 'n teken is dat ek alreeds genoeg zink in my lyf het, maar ek hoef nie nou R200 'n maand ekstra te gaan spandeer op 'n zink supplement nie. Ja. So so dit is vir my goed, en jy gaan nie zink in plante kry nie, en plante het nou weer ander goed wat maak dat jy nie daai zink kan opneem, wat teen die zink werk. Ja. So dit is ook vir my goeie nuus, dat dit wat ek in my vleis kry is genoeg, en my liggaam kan dit absorbeer. Dis in 'n vorm wat my liggaam herken, en dit kan geabsorbeer word. So daar is van my voordele waarvan ek hou, en waar ek uitsien om meer van dit te hê. Ja, Maries, baie dankie. Dit was nou 'n kragtige getuienis geweest. Julle, ekskuus, ek gaan nou ongelukkig moet hardloop. Ek het nou 'n 9 uur coaching sessie. Maar ek sou nou eintlik graag wou gehad het, ons moes nou langer praat, en Kobus, jy's gemute, hoor? Ons hoor niks nie. Ekskuus, ek het myself gemute, sorry. Nee, ek sê Maries, baie dankie. Jy het nou so mooi gepraat, is so kragtige getuienis. Maar ek sal nou ongelukkig
die live nou moet eindig, want ek het nou 9 ure coaching sessie, en ek sien nou, ons moes nou eintlik 1 uur oopgehou het, maar ek het nou ongelukkige afspraak, maar ek dink ons moet weer, ons sal weer 'n live doen, want hier's baie mense wat moes nou eintlik getuig het vanaand, wat nou nie gaan 'n beurt kry nie, en ek wil nou maar net vir almal baie dankie sê wat hier was, julle het, hier is kragtige getuienisse, as ek dink aan almal wat hier is, Frans, en almal wat hier is, baie, Joanne hulle, maar ons sal op 'n ander geleentheid sal ons weer praat, en dankie vir almal op TikTok wat ook ingeskakel het. Ekskuus dat ek dit nou so kort hou, ek het nie gedink ons gaan so lekker gesels nie, maar dit is, hier's baie om te praat, en ek kan sien ons gaan nog 'n halfuur besig wees, maar ek moet nou hardloop. Ek sê vir julle baie dankie, Johan, baie dankie Nicoline, dat julle hier was en alles, en almal op TikTok, Willie wat ook daar was, hallo Willie, man is ook al 40 kg af, coaching vriend van ons, en ja, so ek sê vir julle baie dankie, dan sien ek julle Sondag aand by die spysverteringsbootcamp, 7 uur, ek sien nogal uit na daai ene. Alright julle, baie dankie dat julle hier was, Jacques, Joanne, Pieter, Sonja, Heinz, al die coaching vriende, Santi, julle moet 'n vreeslike mooi aand hê, ons praat weer, dankie julle, mooi bly, al die Facebook mense, TikTok vriende, baie dankie julle, mooi bly,